het ek vertel van hoe Saul die priester Ahimelek en sy hele familie laat vermoor het deur Doeg die Edomiet. En dit het in die dorp met die naam Nob gebeur. Ons lees in 1 Samuel 22 vers 19 dat Nob die dorp was waar die priesters uitgewis is met die swaard. Man, vrou, kind en suigeling, bees en donkie en klein vee. Maar een van Ahimelek se seuns kon gelukkig ontsnap van hierdie bloedbad. Sy naam was Abjatar. Abjatar het toe na Dawid toe gevlug en hy het vir Dawid alles vertel van hoe Saul die priesters van die Here laat doodmaak het. En Dawid het toe vir Abjatar gesê, ek het daai dag toe Doeg die Edomiet daar was geweet, hy gaan beslis alles vir Saul vertel. Ek het jou hele familie se lewe in gevaar gestel. Bly jy nou by my en moenie bang wees nie, want hy wat my lewe soek, soek ook jou lewe. Maar by my is jy veilig. En kort daarna het mense vir Dawid kom vertel dat die Filistyne teen Keila veg en die dorsvloere plunder. Nou Keila was 'n belangrike stad in die laafveld van Juda. En Dawid het toe eers vir die Here gevra of hy kan optrek en die Filistyne gaan verslaan. En die Here het toestemming gegee, so lees ons in die Bybel, maar Dawid se manne het nie kans gesien nie. Ons lees in 1 Samuel 23 vers 3, dat toe Dawid hulle roep om saam met hom te gaan om die Filistyne te gaan verslaan, toe antwoord hulle hom, o nee, ons verkeer hier in Juda alreeds in gevaar, hoeveel te meer as ons na die skanse van die Filistyne toe gaan by Keila. En Dawid het die Here toe weer geraadpleeg. En die Here het geantwoord, maak klaar, trek op Keila toe, want ek lewer die Filistyne aan jou oor. En so het Dawid en sy manne toe opgetrek Keila toe en teen die Filistyne gaan oorlog maak. Hulle het 'n groot oorwinning behaal en daarna die vee en ander goed wat hulle gebyt het saam teruggevat. En so het Dawid die inwoners van Keila bevry. En dan lees ons in 1 Samuel 23 vers 5, toe Abjatar na Dawid toe in Keila toe gevlug het, het hy die skouerkleed saamgevat. Nou die skouerkleed was 'n kledingstuk wat die priesters gedra het wanneer hulle amptelike werk as tussengangers tussen die gewone mense en die Here gedoen het, of wanneer hulle die Here genader het. Nou op daai stadium het die mense vir Saul gaan vertel dat Dawid in Keila is. En daaroor was Saul baie bly, want hy het volgens 1 Samuel 23 vers 7 gesê, God het hom nou aan Dawid onttrek, hy is nou in my hand. Want deur in 'n stad met grendeldeure in te gaan, het hy homself toegesluit. En Saul het toe onmiddellik beplan om met sy manskappe op te trek na Keila toe om Dawid en sy manskappe daar vas te trek. Dawid het egter te hore gekom dat Saul hom wil aanval en hy het toe vir die priester Abjatar gesê, bring die skouerkleed hier. En toe het Dawid een van die merkwaardigste gebede gebid, soos ons dit in 1 Samuel 23 vers 10 kan lees. Hy het gebid, Here, God van Israel, ek is u dienaar. Ek het verneem dat Saul na Keila toe wil kom om die stad te verwoes, omdat ek hier is. Sal die regerders van Keila my aan hom uitlewer? Sal Saul optrek soos ek verneem het? Here God van Israel, lig my tog in. En dan lees ons hoe die Here vir Dawid antwoord. Ja, hy sal optrek, sê die Here. En toe vra Dawid verder, sal die regerders van Keila my en my manskappe aan hom uitlewer? En weer het die Here geantwoord, ja. En Dawid en ongeveer 600 van sy manskappe het toe uit Keila weggegaan en daarvandaan het hulle heen en weer getrek. En Saul het toe maar sy agtervolging na Keila toe laat vaar en Dawid het toe in die berge in die Sif-woestyn gaan woon. Maar Saul het steeds na Dawid bly soek om hom dood te maak. En so het dit gekom dat Dawid na 'n plek met die naam Goresa in die Sif-woestyn toe gegaan het en hy daar gebly. Nou volgende keer vertel ek verder hoe Jonathan vir Dawid daar besoek het en wat toe daar gebeur het.